Dankie julle. Goeiemôre gemeente. Dit is vir my so voorreg om vanmôre net met julle te deel oor wat die Here doen en alle lof en eer aan hom te bring. Want hy is goed en hy's 'n goeie Vader. Maak nie saak waar ons gaan nie, maak nie saak wat ons lewens gebeur nie. Die Here is goed en hy sorg en hy dra ons. Hy is so getrou. Net vinnige recap net van wat die Here doen. Net ons storieetjie vertel en die wat nie weet nie, die Here het vir my en my man Okkert in 1996 Oekraïne toe geroep. Okkert was regsgeleerde, ek was onderwyseres en ons het ons werke gelos, getrou en binne 3 weke na ons trou is ons Oekraïne toe. En dit was al -24, lekker koud, nuwe taal, ander kultuur. Eerste paar jaar was baie moeilik, baie vervolging, kultuur gewys en nog die maffia het ons aangeval, die owerhede het ons die rus gegee nie, ons kon nie gebou hier nie, so dit was baie vervolging en tot ons buurvrou het vir 20 jaar lank gedink ons is Amerikaanse spioene. So, maar die laaste paar jaar kon ons regtig sien, julle weet dis nou 30 jaar, Januarie, was dit 30 jaar terug wat die Here vir my en Okkert geroep het en die eerste paar jaar was nogal regtig challenging, moeilik. Maar die prys die Here vir die laaste paar jaar, het kon ons sien dat hy vir ons begin gundes gee het in die gemeenskap en in ons dorp. Die burgemeester het hom vir Okkert sy vriend genoem en ons kon sien dat as daar iets in die dorp aangebied word, dan roep hulle vir Okkert om te kom help, ons kleuterskool help. Ons het deur die jare, het ons 'n kleuterskool, Raduka kleuterskool begin en 'n senter vir mammas wat krisis swangerskappe het, om hulle deur daai hele proses en om aborsies te stop in ons dorp. En ook om kindertjies wat net gelos word na geboorte in die hospitaal, om hulle in gesinne te probeer sit, want die Here se hart is vir die weeskinders, vir kinders sonder ouers en om almal deel te maak van 'n familie. En dit is so lekker om by familiehuis te wees, want julle is familie, maar dit is God se hart vir sy kerk, is om familie te wees en om te sien, so deur al die jare, mense wat die Here gebring het oor ons pad, wat saam met ons hierdie pad stap. So, ja, 4 jaar terug gelede het ek en Okkert en ons kinders en papa Hannes en ma Magda hier kom kuier en in Kleinbrak vakansie hou en dis COVID tyd en ons almal het COVID ook opgedoen, maar Okkert het regtig ja, dit is baie sleg. So hy was 3 dae in die hospitaal en toe die Here hom kom haal. Dit was ons almal verskriklik erg. Ons hart gebroke en dit was moeilik. Ons was gister weer by sy graf gewees en ons harte is swaar. Maar ons weet waar hy is. Ons weet dat die Here hom kom haal het en dat hy sy werk voltooi het op hierdie aarde. Hy het soveel mense na die Here toe gelei en regtig die Vaderhart van God gewys en hy het sy wedloop voltooi en die Here het hom kom haal. En die dag na Okkert, die Here vir Okkert kom haal het ek afgestap strand toe en net voor die Here gehuil. En ek het my planne was om net hier in Suid-Afrika te bly. Ek wou net in Kleinbrak bly en elke dag op die strand sit en huil tot ek eendag dood gaan. Ek wou nie meer leef nie. Dit was my plan. Maar toe kom die Here, want die Here sê hy is naby die wat hart gebroke is en is reg as Jesus hier langs by kom sit het op die strand en hy gesê, Michelle, ek is by jou, ek is met jou, ek is nou jou pa en ek is jou man en net 20 dae voor Okkert is my pa ook oorlede. So dit was nag, was baie moeilik en ons harte was stikkend. Maar die Here het kom sê ek's naby die wat hart gebroke is en julle sal nie rou soos mense van hierdie wêreld nie, ons rou met hoop, want ons weet, ons gaan ons geliefdes weer sien. Ek sien so uit na daai dag, wanneer die Here my kom haal en ek weer vir Okkert sien.
Maar terwyl ons op hierdie aarde is, roep die Here ons elkeen. Ons bly in 'n gebroke wêreld en 'n sondige wêreld en slegte goed gebeur. Maar die Here sê ek laat jou nooit nie. Niks sal jou uit my hand uitruk nie. En ek weet hoeveel hare op jou kop is en ek hou jou styf vas en die Here is my so duidelik daai dag kom sê ek wil hê jy moet teruggaan Oekraïne toe en aangaan met die werk wat jy daar begin het en ek het gedink dit was my en Okkert se roeping saam. Ja, dit was en ek het gedink nou is dit weg en ek gaan in Suid-Afrika bly, maar die Here sê nee, ek stuur jou om terug te gaan en daar gaan 'n oorlog wees en ek wil hê jy moet daar wees en ek sal jou versterk en beskerm. So 'n paar maande na Okkert die Here vir Okkert kom haal het ek teruggegaan, ek en van my kinders het teruggegaan Oekraïne toe. En Celie, my tweede oudste, het getrou met sy Oekraïense vroutjie en hulle was nog op hulle witbrood in Odessa toe die oorlog begin het en hulle het terwyl hulle uit Odessa uit na die stasie toe gehardloop het met hulle tasse, hulle ontploffings om hulle gehoor en die gevoel hoe die aarde onder hulle skud, maar die Here het hulle veilig gebring tot by ons en een na die ander het my kinders, my skoondogters die Oekraïne verlaat en die laaste jaar, 2 jaar was ek alleen daar maar die Here, ek het net die Here se voorsiening gesien en sorg en daar was tye wat ons dorpie aangeval is deur drones en weet so een drone het 50 kg plofstof. En hier in Suid-Afrika dink ons miskien die oorlog is verby want we sien dit nie meer op die nuus nie, maar gisteraand was daar weer drones in Odessa, 26 mense dood. Mense wat in die nag geslaap het in woonstelle. So dit hou steeds aan. Hulle praat van 1000 soldate per dag. Mense, dis erg wat daar aangaan. Op die oomblik is dit afgelope maand was dit tussen -15 en -30 in Kiev en 70% van Kiev is sonder elektrisiteit, nou 80%, want hulle teiken die infrastruktuur en die verhitting. Nou kan jy self indink, -20 buite, geen verhitting nie, geen elektrisiteit nie. Hoe oorleef daai mense 12de vloer woonstel met klein kindertjies? So die oorlog hou steeds aan. So jaar en 'n half gelede het ek Suid-Afrika toe gekom vir visums en om Marie-Helena, my enigste dogter te sien. Die Here het ons geseën met 4 seuns en 1 dogter. En terwyl ek hier was in Suid-Afrika is Marie-Helena gediagnoseer met maagkanker, Burkitt limfoom, wat 'n baie aggressiewe kanker is. En ons het dis deur al die behandelings wat daar is, hierdie tipe limfoom verdubbel weekliks. So as hy nou 2,5 centimeter is, volgende week is hy 5 centimeter na en so vinnig, hy het vreeslik baie vinnig gegroei en sy was 'n verskriklike pyn gewees, tot die chemo weer begin en die ding weer krimp. Hy het goed ook gereageer op die chemo en vinnig weer gekrimp, maar so het dit aangegaan vir maande lank, totdat die dokters vir ons gesê het, daar's niks meer wat hulle vir haar kan doen nie. En my een seun, my Celie, het uitgevind van hierdie CAR-T-sel behandeling in Israel, wat hulle vir Burkitt limfoom het, en ek en Marie-Helena vlieg toe Israel toe. En baie dankbaar vir die behandeling en dankbaar vir die Here se voorsiening om dit te kon doen. En so wat gebeur met die CAR-T-sel is, hulle neem jou T-selle uit jou liggaam uit, verwerk dit en na 'n week gee hulle dit vir jou terug, en dan val daai T-selle jou die kanker in jou liggaam aan. Maar 'n week nadat hulle dit vir haar teruggee, dan begin hierdie erge neeweffekte. So die neeweffekte kan wees van koma, sy kan in koma gaan, sy kan sterf. Dis 50% kans dat mense hierdie behandeling nie oorleef nie. Ons moes teken daarvoor dat ons instem vir die behandeling. En mens word net heeltemal paralyzed, geheue verlies, koors, daar's soveel goed wat kan verkeerd loop. So presies 'n week nadat sy haar T-selle teruggekry het, is haar 4 dokters om haar bed en
Sy het vreeslike hoë koors gehad. Sy kon nie praat nie. Sy het net daar gelê en kon glad nie reageer nie. As ek met haar praat, het sy net so bly lê, net so voor haar gekyk. En dit was haar so moeilik om haar so te sien. En die aand was haar bloeddruk verskriklik laag geweest. Haar koors was hoog, asemhaling was swak en die dokters het net so om haar bed gehardloop en een het die hele tyd gesê, Marilena, breathe, maar en terwyl sy so is en al die monitors gaan net rooi, hier begin die sirenes afgaan en die oorlog begin. Weer 'n keer, die 12-dag oorlog in Israel. En al die dokters los haar net so, hulle gaan af in die banker en ek en Marilena bly daarbo. En terwyl ons in daai kamer is, begin die missiele, nie drones nie, maar missiele hier langs ons ontplof in Tel Aviv. En elke keer dan ruk daai kamer, die venster skud en die Here sê van Michelle, en lees Psalm 91 en ek begin dit hardop vir ons lees en ek sit vir ons worship musiek aan en ek lees en die Here sê 1000 sal aan die kant val, 10,000 aan daai kant. Jy sal nie die distractions sien, maar dit sal nie naby jou kom nie. En om in daai vrede van die Here te bly en te weet, Here, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, dis net 'n skade weer. By die Here hou ons elkeen in die holte van sy hand en hy weet hoeveel hare op ons kop is. Sy gedagtes oor ons is meer as die sandkorrels van die see en hy's by ons, hy's met ons en ons daar's opgeskryf in sy boek en die vyand kan nie net kom steel nie. Die Here hou ons veilig en ek glo met my hele hart dat die Here daar met ons was en ek kon net my gedagtes het gesien hoe hy 'n muur van vuur om ons is en om in daai elke ontploffing te weet, Here, U is nou 'n skild van geloof tussen my en Marilena en daai aanslag. Daai eerste dag is 'n ander hospitaal in Tel Aviv, die kankerafdeling getref en 'n ma en 'n dogter en 'n familie van Oekraïne wat gekom het vir behandeling is oorlede, maar die Here het ons onder sy vlerke gehou en beskerm. Het so aangegaan vir 12 dae. Die laaste 2 dae kon ek en Marilena in die banker ingaan en kon ons sien waar al die mense wegkruip. En na 12 dae het hulle ontslaan. Die dag toe die oorlog ophou te word ons ontslaan, kon ons Suid-Afrika toe vlieg en die dokters was so opgewonde en hulle gesê, Marilena, it's a miracle, weet jy, die behandeling het gewerk en ons is Suid-Afrika toe so bly en so opgewonde, dankbaar. En na 6 weke moes sy weer 'n scan kry en weer eens het hulle gesien die ding begin groei. En dit was weer 'n keer met ander behandeling, begin ook 'n T-sel behandeling. Sou 6 reekse wees in die tweede reeks. Ons begin met die tweede reeks. Toe roep die dokter ons in en sê, ek is so jammer, maar hierdie behandeling werk nie. En hulle vra vir Marilena, is jy bang om dood te gaan? En sy lag en sy sê, nee dokter, ek is nie bang om dood te gaan nie. Ek is net bang vir pyn. Ja, ons is so dankbaar dat hulle haar gehelp het daai laaste tyd om die pyn goed te hanteer met morfine draaiwertjies en alles. En tot op die laaste het ons geglo dat die Here Marilena gaan genees. En die 24ste September verlede jaar, hier in die oggend, toe kyk sy so deur die venster en sy sê vir my, mamma, daar kom mense. Maar daar's plante, mense kan nie sien wat dat daar mense is nie, dis net ons tuintjie. En ek dink toe dadelik, sy sien dalk vir Okker, dalk Jesus, dalk die engele. En daai middag, toe kom daar iemand wat gevra het, hulle wil vir Marilena bid, en daar kom hierdie jong man in, hy vra vir Marilena, kan ek vir jou bid, kan ek jou voete salf, en sy knik net ja. Hierdie man salf haar voete, en jy moet weet, 'n week voor dit, is ek vir die Here, of kom haal haar, of maak haar gesond, sy kan nie meer so ly nie. Ek
kan haar net nie meer so sien nie. Kom genees haar nou, Here, doen net iets. En daai jong man bid vir haar, maar daar's so 'n teenwoordigheid in daai kamer. Dit was so daai swaar, net die teenwoordigheid van die Here, en ek voel of daar engele in daai kamer is, en daai man bid vir haar en salf haar voete, en na die tyd bid hy vir my, en hy sê vir my, die Here het jou gebede verhoor. Marilena, hy genees vir Marilena, en ek huil, het voel soos 'n las wat van my afval, en asof Jesus net hier by my staan, my so styf vashou, en hy het klaar gebid, en ek loop letterlik saam met hulle uit by die deur, en kom terug, en Janeman, Marilena se kerel, en sy ma, wat ons so bygestaan het deur hierdie tyd, is daar in die sitkamer, ek sê vir hulle, ek weet Marilena's gesond, ek weet dit net, ek weet, en ons begin lag, en ek sê, prys die Here, en ek voel so lig, en ek begin net lag, en toe roep die meisies uit die kamer, wat by Marilena was, en sê, die Michelle kom gou, en toe sy klaar weg, toe die Here haar klaar kom haal, toe was sy dadelik genees, sonder pyn, sonder seer, en ek sien haar in Okkert in die hemel, en ek weet, dat hulle so bly is om mekaar te sien, en ek weet dat dit was al so moeilik om haar pa te verloor, en sy het soveel keer gesê, Here, hoekom het jy hom kom haal, en dit was vir haar verskriklik, want sy was Okkert se prinsesie, en nou is hulle by mekaar, en ek weet, ons verstaan nie al hierdie dinge nie, ek weet nie hoekom nie, en ek verstaan nie alles nie, maar dit is okay. Dit is okay. Ons hoef nie alles te verstaan in hierdie lewe nie, ons hoef nie alles te weet hoekom die Here goed doen nie, maar ons vertrou hom, want hy weet die beste. Ek is 'n klein mensie, maar Helena het ook in haar joernaal geskryf, sy het daar gesê, ek is 'n klein mensie, en hier is die pottebakker, en laat U wil geskied met my lewe. En sy het van die begin af gesê, partykeer genees die Here, partykeer genees hy nie. Maar I'm content. Maak nie saak wat die Here kom doen nie, want ons lewe gaan nie eintlik oor hierdie lewe nie. Ons lewe gaan nie eintlik oor hierdie 30, 70, 120, wat die Here ook al vir ons op hierdie aarde gee nie. Ons lewe op hierdie aarde is so kort. En elke dag is 'n geskenk. Elke dag gee die Here vir ons elke minuut en dit gaan soveel weight hê, dit gaan so baie dra in die ewigheid en hoe ons hierdie paar jaartjies uitleef. En julle almal het seker al daai demonstrasie gesien van die tolletjie garing, wat jy met 'n koutjie net 'n spikkeltjie op hierdie tolletjie garing maak, en dan daai spikkeltjie is jou 70 jaar of 100 jaar of wat jy op hierdie aarde het, of jou 24 jaar, dis Maria Helena. En as jy hierdie tolletjie garing begin afrol, dan sit die ewigheid, en ek kan hom so afrol en soveel almal aangee, en dan is daar dalk veel jaar verby, 'n miljoen jaar. En dan vat ons daai tolletjie garing hier deur George, en hy gaan oor die see, en hy kom aan die ander kant van die wêreld, dis 'n baie lang tolletjie daai. En hy kom hier weer om, en dan is daar 'n sekonde van die ewigheid verby. Dis wat die ewigheidsperspektief is met hierdie tyd op aarde. So hierdie tyd op aarde is so kosbaar, en wat ons daarmee doen. Die Here gee vir ons elke dag miskien een persoon in wie se lewe ons kan inspreek, vir wie ons kan lig bring, hoop bring, liefde bring, Jesus bring. Sy het 24 jaar gehad, maar sy het soveel mense aangeraak. Sy het nie een keer was sy kwaad vir die Here, was sy ontevrede of sy het pyn gehad, en dit was vir haar erg, maar haar vrede met die Here, en sy het die hele tyd gesê, Here, wys vir my as daar iets in my hart is wat nog nie reg is nie. Vergewe my dat ek kwaad was toe jy my pa kom haal het. En sy wou regmaak met die Here vir die dag wanneer sy met hom ontmoet, en elke dag wat die Here vir haar gegee het, voluit te lewe. As sy die hospitaal uitkom, sy het 'n chemo gehad, en ons gaan huis toe, en dan wil sy in die see gaan swem.
sy wou net lewe en met haar vriendinne wees en dit was so mooi om te sien net hoe vol lewe sy was en haar lewe was in die Here se hand en daarom ons elkeen se lewe is in sy hand. Wat vrees ons? Hoekom vrees ons mense of wat mense aan ons kan doen? Hoekom vrees ons die toekoms? Hoekom vrees ons wat mense van ons dink? Dis alles so sinneloos. Want eintlik eendag gaan ons elkeen net voor die Here staan en hy het vir ons elkeen gesterf en hy het toe aan die kruis gesterf het hy gesê dis volbring. Hy het betaal vir ons lewens, vir ons sondes. Hy was skoon gewas met sy bloed. Want so lief het God die wêreld gehad, dat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daai ewige lewe is vir ewig, maar die Lena en Okker leef. Hulle is nie dood nie, hulle leef meer as ek en jy. Hulle is so lewendig en hulle is in God se teenwoordigheid en ons elkeen se lewe is in die Here se hand en al verstaan ons nie wat gebeur in hierdie wêreld en is daar soveel seer. Ek het vandag vir jou hoop gee en sê die Here is in beheer. Die Here het jou. Die Here is getrou en hy gee lewe, hy gee oorvloed. En hy's altyd 'n goeie Vader. Maak nie saak waardeur ons gaan nie. Hy het jou. Jy is nie net een in miljoene en miljoene nie. Jou naam is op sy handpalms ingegraveer. You are precious in his sight. Hy is so verskriklik lief vir jou. Hy kyk in jou oë en hy sê vir jou vanmôre, my kind, ek is so lief vir jou. Al was jy die enigste mens op hierdie aarde, sou ek steeds Jesus gestuur het om vir jou te sterf. Want jy is kosbaar. En niks kan jou skei van sy liefde nie. Niks nie. Niks kan jou skei van dit wat hy vir jou voel nie. Nie jou niks nie. Selfs al wat ons sondaars was hy al reeds lief vir jou. Toe jy ver weg van hom, toe jy verlore was, toe jy verlore seun was, en jou rug op hom gedraai het, was hy steeds lief vir jou. En vandag kan ons elkeen net terugdraai na hom toe. Al het jy jou rug op die Here gedraai deur moeilike goed wat jy gegaan het, draai vanmôre net terug en sê, Here, hier is ek. Word net weer Here en koning van my lewe. Ek wil net regmaak met U. Ek wil net alles regstel. Vergewe my vir al my sondes. Vergewe my vir elke gedagte. Vergewe my vir kere wat ek mense seer gemaak het. En ek vergewe die wat my te nagekom het, want soos ek ander vergewe, so gaan die Here my vergewe wanneer ek voor hom staan.